Nou, ons gaan nou vir oggend moet ons bietjie 'n paar besluite neem. Gaan julle my help om besluite te neem? Dis belangrike besluite, groot besluite. Gaan julle my mooi help? Dis ons kinderdiens vanmôre en die kinders moet tog onthou altyd die Sondag voor die skole sluit. Dan het ons 'n kinderdiens as kom ons sê maar as inleiding vir die preek. En ons kyk hoe gaan dit vanmôre. Nou die besluit wat ons vanmôre moet neem is ons moet vir oggend 'n pad kies. En ek wonder as julle so kyk, hoeveel paaie sien julle daar? 2 paaie. Watter een sou julle kies van daai 2 paaie? Wie sê links? Wie sê regs? Niemand gaan op die regterkant. Hoekom sou julle nie die regterkantste pad kies nie? Lyk dit vir jou soos die duiwelse pad? Ja, daar's 'n bietjie onweer en daar's 'n dooie boom wat daar staan. Dit lyk na 'n gevaarlike pad. Lyk dit vir julle ook na 'n gevaarlike pad? Lyk dit na 'n moeilike pad? Dit lyk vir my ook na 'n moeilike pad. Lyk hierdie pad beter? Die linkerkant, nee, wat sien ons daar? Daar's lekker sonskyn en 'n reënboog, en daar's 'n mooi huis en blomme. Ja, ek dink julle het 'n punt beet. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder, ons moet nou nog 'n pad kies. Ons moet of die pad van lekker goed kies, of die pad van groente. Wie van julle sou die pad van lekker goed kies eerder? Hierdie kinders, maas en paas, julle het fantastiese kinders, hier's net een wat die pad van lekker goed kies. Wie kies die pad van groente? Julle mag nie buite stemming bly nie, julle moet almal stem. Goed, kom ons probeer weer. Wie kies die pad van lekker goed? Hoog op. Dis net julle wat paaseiers kry. Toe maar. Wie kies die pad van groente? Pragtig. Nou op die pad van lekker goed, as 'n mens net lekker goed sou eet jou hele lewe lank, gaan jy baie vinnig in die hospitaal beland. Nee, lekker goed is lekker, maar is nie so goed vir jou nie. Lekker goed gee jou vinnige energie. As jy lekker goed eet, dan voel dit vir jou, nou kan jy sommer ver hardloop, maar daai energie verdwyn ook net so vinnig. Dan val jou suiker, vra maar vir oom Callie, hy sê jou alles vertel van suiker wat val, dan val jou suiker en dan is jy moeg en dan kan jy nie meer nie, né? Jy raak geïrriteerd as jy net lekker goed eet, want jou gestel is nie reg nie, né? En jou immuniteit, wie weet wat beteken die groot woord immuniteit? Met ander woorde, om jou, daai vermoë in jou liggaam om gesond te bly, dis jou immuniteitstelsel. Die raak onder druk en dan word jy maklik siek. En as 'n mens net lekker goed sou eet, ontwikkel jou brein ook nie baie goed nie. Beteken dit ons mag glad nie lekker goed eet nie? Nee, ons mag. Maar die pad van groente is 'n pad van gesondheid. Jy kry volhoubare energie, jou energie hou lekker lank, né? Jy groei gesond, jy kry sterk bene, jou immuunstelsel is goed, jy word nie maklik siek nie, jou brein ontwikkel goed en jy slim. So, dit was nou moeilik, dit was so helfte, wie het nou die pad van lekker goed en wie die pad van groente gekies. Maar ons moet nou nog 'n keuse maak, ons moet nog 'n besluit neem, daar's 'n tweede pad wat ons nou oor moet kies. Julle moet nou nie net kies om reg te kies nie, julle moet kies wat julle wil, hoor. Die pad van speelietjie speel. Of huiswerk doen. Wie kies die pad van speelietjie speel? Maas en paas. Julle het modelkinders. Nie een kies die pad van speelietjie speel. Wie kies die pad van huiswerk? Jy moet kies. As hy,
klomp slim kinders hier by mekaar. As jy net speletjie speel, dan sit jy eendag met so 'n bordjie daar langs die pad en jy sê, help asseblief, want ek wou nie leer nie, ek wou nie huiswerk doen nie. Maar as jy hard leer, kan jy die pad van sukses loop, né? Goed, 'n derde keuse wat ons moet maak. Ons moet kies om te gaan vroeg slaap. Hoe laat is dit? 7 uur. Dis dan 'n bietjie baie vroeg, né? Kom ons maak dit 8 uur. Kom ons sê die oorlosie is verkeerd. Ons maak dit 8 uur. Of 2:30 in die oggend nog wakker wees. Wie kies om te gaan vroeg slaap? Julle bly modelkinders. En wie kies om 2:30 nog wakker te wees? Hier's daarom een wat eerlik is. Pragtig. Maar as jy die volgende dag by die skool kom, dan lyk jy uitgerus as jy gaan vroeg slaap het. Jy kan lekker werk, jy kan lekker dink. En as jy 2:30 gaan slaap het, dan is jy dodelik moeg, né? Dan kan jy nie jou oë oophou in die klas nie, die juffrou sukkel en alles. Nou, ek wonder of julle opgelet het. Die 3 keuses wat ons vanmôre gemaak het, die wat julle almal so in die meerderheid gekies het, om groente te eet, om huiswerk te doen en om vroeg te gaan slaap, is eintlik moeilike keuses. Dit lyk eintlik nie so rooskleurig vir ons nie. Maar dis die beste keuse. So, miskien is hierdie pad tog 'n goeie pad. Al lyk dit nie so nie. Dis die moeilike pad, maar miskien aan die kant daai berge is daar iets goeds. Terwyl hierdie kant, die duiwel laat mos alles mooi lyk. Lekker goed lyk so lekker. Maar uiteindelik as jy net lekker goed eet, gaan jy siek word. So verstaan julle wat ons probeer sê? Nou gaan ons vanmôre na 'n boodskap luister oor Jesus en 'n keuse wat hy gemaak het, wat ook 'n baie moeilike keuse was. En ek wil hê julle moet probeer mooi oplet. En dan na die preek, as ek klaar gepreek het, dan kan julle en die groter kinders wat nou te skaam was om hier by my te kom sit, vir julle elkeen 'n paaseiertjie kom haal. Goed, maar ek gaan dit nie nou uitdeel nie, as ons klaar is. Dankie julle. So, kom ons blaai dan in ons Bybels vanmôre na Lukas 9. Ons wil vanmôre net op een enkele versie konsentreer. En ek wil hê julle groepie hiervoor moet baie mooi luister. Daai heel eerste versie, daar neem Jesus 'n moeilike besluit. Ons het nou ook vanmôre, julle het gelukkig het almal van julle die moeilike besluite geneem. Julle het besluit om groente te eet en huiswerk te doen en vroeg te gaan slaap. So pappa en mamma, julle moet onthou, julle kinders het gekies vanmôre. Julle kan hulle hou by hulle keuses. Goed. Lukas 9 vers 51. En toe die dae van sy opneming nader kom, dis nou Jesus, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Hy het 'n besluit geneem om na Jerusalem te reis. En boodskappers voor hom uitgestuur. En hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om vir hom klarigheid te maak, voorbereidings te tref. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê dat ons moet sê dat daar vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. Want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. Ons gaan net tot daar saam lees uit die onfeilbare wonderlike woord.
Ek gaan vra ons bly net so sit vanmôre, gaan vir ons kort bid en die diens ook net aan die Here opdra. Ons bly net vir 'n oombliekie so. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre as gemeente bymekaar kan wees. Dankie vir 'n kerkgebou wat U vir ons voorsien het, 'n plek van aanbidding waar ons week na week bymekaar kan kom, saam die gemeenskap van die gelowiges kan geniet, saam rondom U woord te vergader. Baie dankie vir die gedeelte wat ons vanmôre kon saam lees, en ons wil bid, Here, dat U dit ook nou vir ons sal kom verklaar en sal oopbreek, dit vir ons elkeen verstaanbaar sal maak, maar dat ons ook uit hierdie gedeelte vanmôre sal leer en ons lewens sal inrig deur ook besluite vir U te neem. Dankie vir Albert wat vanmôre hier by ons is. Here, baie dankie vir die, al is dit 'n lang en 'n moeisame pad wat hy tot hier toe gestap het van Desember af, sien ons tog dat U ook op hierdie pad saam met hom is. En daarvoor wil ons U dank en aanbid. Ons wil die ander name wat op die gebedslys is aan U ophou vanmôre. Vra, Here, in die groot genade dat U oor elke een sal ontferm asseblief. Baie dankie dat Jesus ook die geneesheer is van die krankes en dat die woord ons baie duidelik daaroor leer. Dankie dat ons vanmôre kan bid vir hulle wat verjaar. Here, dat U met hulle elkeen sal wees en hulle sal lei en sal beskerm en sal seën in die nuwe lewensjaar. En ag, ons wil bid vanmôre vir 'n wêreld wat in 'n verskriklike toestand verkeer. Oral oor die wêreld heen is daar oorloë en gerugte van oorloë. Daar word triljoene dollars se vuurpyle heen en weer afgevuur in hommeltuie en infrastruktuur en geboue en lewens word verwoes. En U sê vir ons in Matteus 24, wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, moet ons nie ons verstand verloor nie. Ons moet nie angstig raak nie, die dinge moet gebeur. Dis nog nie die einde nie, maar die einde is in sig. Dankie dat ons kan uitsien, Here Jesus, na daardie blye dag, wanneer U op die wolke gaan kom om U bruid te versamel en ons na U toe te neem. En dankie dat ons daarna kan uitsien om saam met U terug te keer na hierdie aarde, waar U as koning gaan kom heers en 'n ware Godsryk op aarde gaan kom vestig. En as ons daaraan dink, dan wil ons saam met Johannes uitroep in Openbaring 22, ag Here Jesus, kom gou. Die wêreld het U nodig. Maar ons wil bid intussen, daar soveel miljoene mense wat verlore is, wat op pad is na 'n ewige verdoemenis, sonder God en sonder enige hoop. En ons bid vanmôre vir bekeringsgenade. Ons wil bid dat U die oë van sondaars sal kom open, dat U mense tot bekering sal roep en sal lei, en dat mense daardie bekering waarvan 1 Korintiërs so mooi vir ons sê, 'n berouvolle bekering tot redding sal kan ervaar. Ja, Here, kom red asseblief siele in hierdie tyd. Bid vanmôre vir hierdie groepie kinders wat hier sit. Ons het nou gepraat oor besluite en ons het verskillende besluite aan hulle voorgehou. En so moet hulle in hulle lewens baie besluite neem, baie keuses maak. En ja, Here, vanmôre het hulle hier telkens die goeie keuse gemaak en wil U hulle help wanneer hulle daar in hulle lewens alleen is en daar groepsdruk van maats is, dat hulle steeds, wanneer daar keuses voor hulle gehou word, dat hulle goeie en die regte keuses sal maak. Kom nou en seën ons asseblief in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Ek wil graag vanmôre dan met u praat na aanleiding van vers 51
waar daar staan, en toe die dag van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Wil ek met u praat, Jesus onderweg na Golgotha. Daar sien jy ook 'n prentjie van 'n heuwel met 'n pad, en daardie pad eindig op Golgotha. Nou, ons hele lewe, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, ons hele lewe bestaan uit besluite wat ons elke liewe dag van ons lewens moet neem. En ek wonder of u ook al die navorsing gelees het wat daar gedoen is, waar die slim mense sê dat 'n mens maak tot 30.000 keuses per dag. Dit voel onmoontlik, nê? Maar dit sluit dan nou ook onderbewustelike besluite, soos om in te asem en uit te asem, om jou oë te knip. Elke beweging wat jy maak, jou hand wat jy uitsteek om iets op te tel en dit weer neer te sit. Besluit om te gaan, om op te staan, koffie te maak, hoeveel koffie in te gooi, hoeveel suiker in te gooi. Jou hele lewe bestaan uit keuses. En sommige van die besluite wat ons moet neem, is nie sulke groot besluite nie. Byvoorbeeld, wat gaan ons eet? En vir party van ons is dit 'n baie groot besluit. Wat gaan ons eet? En wat gaan ons aantrek? Nog 'n groter besluit vir party mense, né? Maar dan kom 'n mens by werklike groot besluite, en julle is gelukkig nog nie daar nie. Julle hoef nog nie hierdie baie groot besluite te neem nie. Wat wil ek eendag word? Miskien het julle al 'n bietjie gedink. Is daar een van julle wat vir my wil sê, wat wil jy eendag word? Wat se werk wil jy eendag doen? Een van julle, wat sê jy, Abigail? 'n Dokter. Dis pragtig. En terwyl sy daarvan praat, Karen Fourie het nou net klaar gestudeer as dokter. Karen, ons wil vir jou geluk sê, en sy gaan nou Letaba Hospitaal toe vir haar 3 jaar. So sterkte daarmee ook, en jammer ek het dit nou nie in die begin gesê nie, maar dis 'n goeie tyd. Sy het my herinner, toe sy sê sy wil 'n dokter word. En so wil mense neem groot besluite. Watter rigting wil ek studeer? As 'n mens groot word en jy kom by daai besluit wat jy moet neem oor jou lewensmaat, is dit die regte persoon? Is dit die persoon wat die Here vir my beskik het om saam met my lewe deur te gaan? In Lukas 9 vers 51 beskryf vir ons so 'n oomblik in die lewe van die Here Jesus. 'n Oomblik toe hy 'n baie groot besluit moes neem. En daar staan dat hy sy aangesig gerig het om na Jerusalem te reis. Nou, ons gaan net nou 'n bietjie praat oor wat beteken dit om jou aangesig op iets te rig, om iets te doen. En wat beteken dit dat Jesus na Jerusalem toe gegaan het? Die besluit wat hy geneem het, het eintlik bepaal dat hy na die kruis toe sou gaan. Dis hoekom hy besluit het, hy gaan na Jerusalem toe, waar hy vir ons almal se sondes gaan betaal het. En 'n mens kan jou nie indink, as ek net weer daai prentjie kan roep van die huisie en die reënboog en die blommetjies en die onweer en die weerligstraal en hoe moeilik daai pad gelyk het, dan was dit die pad wat Jesus gekies het om te loop. Dis waarop hy sy aangesig gerig het. Hy het die moeilike pad gekies, maar nie vir homself nie, vir ons. Dis eintlik, as 'n mens daaraan dink, dan verbuister dit jou dat die Here Jesus, toe hy daardie besluit neem, het hy glad nie aan homself gedink nie. Dit het nie vir hom oor homself gegaan nie. Hy het gedink aan mense wat in sonde vasgevang is en wat losgekoop moet word uit hulle sonde. Wat in hierdie vers gebeur,
wys nie net vir ons waarheen Jesus gekies het om te gaan nie, maar ons sien ook met watse gesindheid hy hierdie keuse gemaak het. Hoe volkome hy hierdie keuse gemaak het en ook waarom hy gekies het om hierdie baie moeilike pad te loop. En as ons dan vanmôre dink aan die tema Jesus onderweg na Golgotha, dan sien ons in die eerste plek onderweg na Golgotha. Dit was 'n doelbewuste besluit wat hy geneem het om hierdie pad te neem. Hy het sy aangesig daarop gerig om na Jerusalem toe te gaan. En hierdie woorde is baie betekenisvol. Dit beteken dat die besluit wat Jesus geneem het, was 'n vaste besluit. Hy sou nie van hierdie besluit afsien nie. Hy sou nie 10 tree loop en dan sê, maak ek nie miskien 'n fout? Moet ek nie miskien omdraai en teruggaan na Galilea toe nie? Nee, hy het sy aangesig daarop gerig. Hy het 'n doelbewuste keuse gemaak, 'n innerlike hartsbesluit, 'n besluit waarin daar nie sprake was van omdraai nie. Dit het my onwillekeurig laat dink aan ons klein beertjie Reinhard. Toe hy so 3 jaar oud was, toe koop sy pa en sy ma vir hom 'n T-hemp, gebaseer op daai animasiefilm Cars. En daar was mos so 'n trokkie gewees, Touwmeter, wat 'n insleeptrokkie was. En hy was die kostelikste dingetjie onder die son. Die manier waarop hy gepraat het en waarop hy gery het en gekom het en karretjies opgehaak het en die trekkers laat agteroor slaan het. Die van julle wat dit gesien het sal nou onthou. En hulle koop toe vir hom nou 'n Touwmeter hempie. En daai klein mannetjie raak op daai hempie verlief. Hy rig sy aangesig daarop om daai hempie dag en nag te dra. Soveel so dat hy was so erg dat hulle moes wag tot hy vasslaap. Dan trek hulle die hempie uit en was hom gou, sodat môreoggend as sy oë oop gaan, hulle net weer die hemp vir hom kan aantrek. Dit was daar in die harde lockdown tyd in 2021. En ek dink dis 'n mooi illustrasie van wat dit beteken om jou aangesig op iets te rig. Niemand oortuig jou van iets anders nie. Daar's nie 'n ander pad nie. Dis 'n doelbewuste hartskeuse wat jy maak. Nou, tot en met Lukas 9 vers 51 was Jesus hoofsaaklik in Galilea besig, daar rondom die see van Galilea, so aan die weste kant eintlik van die see van Galilea. Daar het hy bedien, daar het hy gepreek en daar het hy sy disippels geroep en hulle toegerus. Daar het hy die visse en die broodjies vermeerder. Daar het hy baie siekes genees en baie wonderwerke gedoen. En die bergpredikasie het daar in die noorde, daai kolletjie daar heel noord, daar het die bergpredikasie plaasgevind. So Jesus was die grootste gedeelte van sy aardse bediening, was hy heeltemal noord in Galilea en het hy dan sy bediening daar in Galilea gedoen. En die rede is dat hier in Jerusalem was die Fariseërs en die skrifgeleerdes en hulle het hulle mes ingehaat vir hom. En as jy oplet sal jy sien daar staan en toe die dae van sy opneming nader kom. Op die regte tyd, met ander woorde, het hy sy aangesig daarop gerig om na Jerusalem te gaan, waar die Fariseërs en die skrifgeleerdes hom toe uiteindelik gevange geneem het, verhoor het en gekruisig het. Hy kom by 'n beslissende oomblik in sy lewe en in sy bediening,
waar hy hierdie keuse moet maak en waar hy vir sy disippels moet sê, nou gaan ons na Jerusalem toe. Dis nou daardie tyd, hy het sy aangesig daarop gerig, hy het doelbewus begin beweeg in die rigting van Jerusalem. En Jesus het presies geweet wat in Jerusalem op hom wag. Want as ons bietjie teruggaan in Lukas en ons kom by Lukas 9 vers 22, dis net 'n klompie verse terug, dan staan daar en hy sê, die seun van die mens moet baie ly en hy moet verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan. So hy het presies geweet wat vir hom wag daar in Jerusalem. Hy het geweet van die lyding wat hy gaan deurmaak en steeds rig hy sy aangesig daarop om hierdie pad in te slaan en hierdie pad te kies en hierdie pad te loop. En dit maak die kruis van Jesus eintlik intens persoonlik. Hy kies om vir jou en vir my die prys te gaan betaal. Dit laat my so dink, terwyl ek voorberei aan iemand wat byvoorbeeld 'n geliefde familielid het, wat dringend 'n nieroorplanting moet kry. En hierdie persoon rig sy of haar aangesig daarop, om na die hospitaal toe te gaan en toetse te doen, en te kyk, is die nier wat ek het, aanpasbaar met die persoon wat die nier moet kry. Dis 'n moeilike keuse om te maak. Dis 'n moeilike pad om te loop. Dis 'n pad met groot risiko aan verbonde. Nee? Maar jy maak daai besluit ter wille van jou geliefde wat dringend 'n nier nodig het. Dis maar net 'n illustrasie. So kies die Here Jesus om vir jou en vir my die pad Golgotha toe te loop. En dit laat ons vanmôre dink, as ons 'n toepassing kan maak in ons geestelike lewens. Ons moenie net kies om die Here te dien in die lekker tye en in die maklike omstandighede. En wanneer dinge klop dusselboom gaan. Ons sing daai liedjie, waar hy lê, daar sal ek meegaan. Dan skryf ons 'n voetnootjie, as dit nie te moeilik is nie. As dit nie te ver is nie. As ons dit 'n klomp asse, ek sal, Here, waar u lê, daar sal ek meegaan. As. En dan skryf ek my voetnootjies daar. Jesus het geen voetnotas gehad nie. Hy het die besluit geneem, hy het sy aangesig daarop gerig en hy het 'n doelbewuste besluit geneem. En ek wil hierdie eerste punt met 'n tweede punt eintlik net nog 'n bietjie meer kom beklemtoon. Hy het dit gedoen met 'n vasberade hart. Dis eintlik maar nog dieselfde as die eerste punt, maar is net 'n beklemtoning. Met 'n vasberade hart. Ons bly vir 'n oomblik by hierdie gedagte, hy het sy aangesig daarop gerig. Ons bemerk by die Here Jesus hierdie onwrikbare fokus op Golgotha. Aangesig rig beteken hy fokus op die einddoel. Dis waarheen hy op pad is, dis wat hy gaan doen. Daar's geen sprake van links of regs afwyk nie. Selfs as die disippels hom nie verstaan nie, selfs as ou Petrus by hom kom en sê, Here, ek gaan nie toelaat dat hulle u gevange neem en u kruisig nie. Nooit, dit mag nie gebeur nie. Dan laat Jesus hom nie van koers afbring deur Petrus nie. Hy neem hierdie besluit, hy's vasberade. Selfs as die mense hom verwerp en hulle spuug op hom en hulle slaan hom met stokke en hulle dryf 'n doringkroon in sy hoof in en hulle sit 'n kruis op sy rug neer en hulle sê vir hom, loop Golgotha toe, ons gaan jou aan hierdie kruis ophang. Dan is sy aangesig nog steeds gerig
op dit wat hy moet gaan doen vir jou en vir my. 'n Vasberadenheid. Laat 'n mens dink aan iemand, nou praat ek nie van die topatlete nie, hulle lyk of hulle dit baie maklik het, maar iemand soos ek, wat die Comrades gaan hardloop, as ek natuurlik 'n bietjie meer fiks as nou is, in my jong dae. En jy hardloop daai, hoeveel, 95, 96 kilometer. En op 'n stadium wil jy moed opgee en jou vriend hier langs aan sê, kom, wees vasberade, druk deur, die wenpaal of die eindstreep is op pad, is nie meer so ver nie. Vat so 'n slukkie van daai koringkiemstroop of eet 'n stukkie piesang, doen iets, kry net weer krag en jy kom uiteindelik, en hoeveel keer het ons op die TV al gesien, as hulle daar in die stadion in hardloop, dan gee hulle kragte in, en daar is die eindstreep, né? En dan kruip hulle. Maar daai vasberadenheid om daar oor die eindstreep te kom, en dis maar 'n maraton. Dis hoegenaamd nie wat Jesus vir ons deurgemaak het nie. Wat hy deurgemaak het was baie, baie erger. Maar hy het sy aangesig in 'n vasberadenheid daarop gerig en hy het hierdie pad geloop. Geliefdes, is ons probleem nie dikwels as ons die Here dien, dat ons goeie voornemens het en dat ons miskien goed begin, maar dat die vasberadenheid soms ontbreek. Ons kan baie praktiese voorbeelde noem. Dink maar aan die Bybelleesprogram. Hier in die begin van die jaar sê jy vir jouself, hierdie jaar gaan ek voluit uit deelneem en ek gaan saam met die gemeente die Bybel deurlees, maar iewers langs die pad is daai vasberadenheid om deur te druk nie daar nie. Dink aan gebed. Jy weet, gebed klink so maklik. Gebed is een van die moeilikste dinge op aarde. Veral om daarmee vol te hou. Om vasberade deur te bid. En so kan ons baie, baie voorbeelde noem. En dan gebeur dit dat 'n mens iewers langs die pad moedeloos raak en moed opgee en dan val jy uit. Dan druk jy nie deur nie, want die vasberadenheid ontbreek. Maar in die derde plek, as ons kyk na Jesus onderweg na Golgotha, dan sien ons 'n goddelike doel in hierdie sending. Toe die dae van sy opneming nader kom. Dis baie betekenisvolle woorde. Dit wys vir ons nie net na die dood van die Here Jesus nie, maar die hele pad van verlossing wat hy vir ons kom loop het, vandat hy sy hemelwoning verlaat het, en 'n mens geword het, en as mens groot geword het, en uiteindelik sy aangesig daarop gerig het, toe die dae van sy opneming nader kom. Dit behels die kruis, dit behels die opstanding, dit behels die hemelvaart. Weet jy, dit behels selfs die wederkoms wat nog voor lê. Jesus het alles gesien. Die dae van sy opneming is die volle prentjie, alles wat hy kom doen het. En as 'n mens daaraan dink, dan besef jy dat sy kruisiging was nie 'n fout nie. Dit was nie 'n ongeluk wat gebeur het nie. Dit moes plaasvind. Dit was deel van God se ewige plan om vir die mensdom en vir u en vir my individueel persoonlik verlossing te kom bewerk, redding te kom moontlik maak. Dit was deel van die goddelike doel. Aan die kruis het Jesus verlossing behaal. En ek wonder, as 'n mens nou nie geweet het van die redding wat Jesus deur sy kruis vir ons kom behaal het nie, hoe sou die pad vir 'n mens gelyk het? Die pad waarop hy sy aangesig gerig het om die pad te loop. Dit sou na absolute dwaasheid gelyk het. Dit sou gelyk het na
een groot ramp, een groot warboel deur mekaar spil. Hoe kan iemand aarde toe kom om net aan 'n kruis te kom sterf, as daar nie iets baie besonders in die kruisiging opgesluit is nie? Stem jy saam met my? Dit het my so laat dink aan die dierbare Corrie ten Boom. Ek weet nie wie van julle ken haar nie, maar die wat haar nie ken nie, gaan vanmiddag en tik op YouTube in Hiding Place, Corrie ten Boom, en neem vanmiddag 'n uur om na haar verhaal te kyk. Daar's 'n pragtige verhaal op YouTube waarna jy kan kyk, die hele verhaal van Corrie ten Boom en wat sy in die konsentrasiekampe in die Tweede Wêreldoorlog deurgemaak het. En sy vertel altyd dat ons lewens is soos 'n borduurwerk. Dis die agterkant van die borduurwerk en dis die agterkant van die kruispad wat Jesus kom loop het. Dis onverstaanbaar, dis onverklaarbaar. Jy kan geen sin daaruit maak nie. Maar aan die ander kant, as jy by die betekenis daarvan kom, dan is daar hierdie pragtige beeld. En Corrie ten Boom het nadat sy vrygelaat is uit die Nazi konsentrasiekamp, waar sy eintlik moes sterf. Die persoon wat haar vrygelaat het 'n fout gemaak om sy handtekening op haar vorm te sit die oggend. Sy moes nie vrygelaat gewees het nie. Sy moes saam met haar pa, saam met haar suster en saam met almal wat saam met haar in hierdie konsentrasiekamp gewees het, moes sy eintlik gesterf het. Maar die Here laat toe dat sy daar uitkom. En wat doen sy die res van haar lewe? Sy gaan preek oor die hele wêreld heen die boodskap van vergifnis. En sy vertel dat toe sy eendag preek oor vergifnis, toe kom staan hier 'n man voor haar en sy erken hom onmiddellik as die Nazi-offisier wat haar so wreed behandel het, onder wie haar sussie en haar pa gesterf het. Toe raak vergifnis 'n werklikheid. Maar Corrie ten Boom sê, although the threads of my life have often seemed knotted deur mekaar, I know by faith that on the other side, as jy die borduurwerk omdraai of the embroidery, there is a crown. Die Here berei vir jou 'n kroon voor. As jy die moeilike pad in dankbaarheid vir die Here Jesus loop. 'n goddelike doel. Geliefdes, ons verstaan nie altyd die pad wat die Here met ons loop nie. Soms is daar spoedbilte, onnodige spoedbilte, nê. Ons dink nou ons is nou net lekker op spoed, en as jy weer kyk is daar hierdie verskriklike ding hier voor jou, wat jy amper morsdood moet stop, en stadig oor hierdie ding moet kom, en dan is daar al hierdie hindernisse, en moeilikhede, en wat dit ook al mag wees. God het 'n plan. God het 'n doel met ons elkeen se lewe, en hy is altyd besig om die groter doel uit te werk. Selfs in ons swaar kry, moet ons die Here volkome vertrou, dat hy kan nie 'n fout maak nie. In die laaste plek, as ons kyk na Jesus wat onderweg is na Golgotha, dan sien ons 'n liefde wat volhard. Wat hou Jesus op hierdie pad? Wat plaas hom in die eerste plek op hierdie pad? Wat kry hom op hierdie pad? En wat hou hom op hierdie pad? Waarom ontmoet ons hom 'n paar weke later aan die kruis? Beslis nie omdat mense hom gedwing het nie. Beslis nie omdat hy dit maar net as 'n stukkie plig gevoel het nie. Ons ken almal die lied. En ek wonder of ons dit net so kan sit en saam sing, sonder begeleiding. Moenie worry oor begeleiding. Ons gaan dit sommer so uit ons harte uitsing. Wat het Jesus op hierdie pad gehou? Daar's 'n dierbare kruis
waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Kom ons sing hierdie versie saam. Ja, dit was nie net die spykers nie. Dit was sy liefde vir ons, wat hom op hierdie pad geplaas het en op hierdie pad gehou het. En as ons vanmôre kyk na hierdie 4 gedagtes, Jesus neem 'n doelbewuste besluit met 'n vasberade hart, omdat daar 'n goddelike doel is en omdat sy liefde vir ons hom dring. Weet u wat? Dan kan 'n mens nie neutraal bly nie. Dan moet 'n mens 'n keuse maak. As jy dink aan wat Jesus gedoen het aan die kruis, dan kan dit jou beweeg om met jou hele hart Jesus te omhels, om aan te neem, vir hom te lewe, jou hele lewe aan hom toe te wy. Of dit kan jou onverskillig laat, waar jy sê, dit raak nie eintlik my hart nie. As ek luister wat hy gedoen het, ja wel, dis nou maar wat hy gedoen het. Dit raak my nie. Maar dink mooi, jy kan nie neutraal bly nie, jy moet kies. Of vir, of teen die Here Jesus. In Lukas 9 vers 51 het ons 'n oomblik waar Jesus sê, ek gaan hierdie pad stap. Ek gaan my aangesig daarop rig om hierdie pad te stap. Niks en niemand gaan my keer nie. En hy kies die pad wat eindig by die kruis. En as ons vanmôre by die kruis kom posisie inneem en ons kyk terug na Lukas 9 vers 51 en ons sien sy voetstappe, hoe hy dit geloop het tot hier op Golgotha, dan kan ons vanmôre sê, elke tree het hy vir my geloop. Alles wat hy gedoen het, het hy vir my gedoen. En dit vra ons vanmôre, dit bring ons by die vraag, waarop rig jy jou aangesig in hierdie oggend? Wat is vir jou belangriker as alles? Wêreldse dinge, rykdom, plesier, roem, genot of Jesus? En dit het my so getref, weet jy, dat terwyl hy sy aangesig rig om na Jerusalem te gaan, roep dit jou en my vanmôre om te sê, maar ek het eintlik maar net een keuse. En dis om my aangesig op hom te rig. En is dit nie wat Hebreërs 13 vers 1 of 12 vers 1 so mooi sê? Laat ons die wedloop met volharding loop, die oog gefestig, die aangesig gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Mag die Here ons help dat ons hierdie keuse sal maak om vasbeslote, doelgerig vir Jesus te lewe. Amen. Dankie Here Jesus dat U bereid was, gewillig was, vasberade was, doelgerig hierdie pad ingeslaan het, dat U aangesig daarop gerig het. Dankie vir 'n vers in die Bybel wat op die eerste oogopslag so half versteek is. Jy snap nie eintlik wat dit bedoel nie. Dit klink eintlik maar net hulle gaan nou 'n bietjie Jerusalem toe. Maar as 'n mens hierdie vers net besef wat die rykdom daarvan is, wat die betekenis daarvan is, dan bring dit ons vanmôre in aanbidding. Dit bring ons by 'n gewillige oorgawe aan U.
En ons wil bid en vra vanmôre, Here, kom neem ook besit van my lewe. Help my dat ek my aangesig daarop sal rig om 'n volgeling van hierdie Jesus te wees. Dat ek my nooit vir hom sal skaam nie. Al spot die wêreld met my, al sê die wêreld ek is besig met die grootste onnuttige dinge wat daar mag wees, die grootste onsin noem hulle dit. Dat ek my nooit vir u sal skaam nie, maar dat ek ewe doelgerig, vasberade vir u sal lewe. Dankie dat ons dit kan bid in diepe afhanklikheid in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen.